Ons luister vanoggend na die Here se woord uit Prediker 2 en ons gaan voort met ons behandeling van die boek Prediker. Vanoggend staan ons dan nou vir die laaste keer stil by Prediker hoofstuk 2. Hierdie eerste 2 hoofstukke van Prediker is eintlik 'n groot deel of 'n selfstandige deel van die boek. So ons sluit vanoggend die eerste deel van hierdie boek dan af. Ons gaan saam luister van vers 12 tot 26 en ons gaan ons aandag in die besonder aan bepaal by vers 24 tot vers 26. Prediker 2 van vers 12 af. Daarna het ek my begewe om wysheid en onverstandigheid en dwaasheid in oënskou te neem, want wat sal die mens kan doen wat na die koning kom? Wat lankal gedoen is. Wel het ek gesien dat die wysheid die voorkeur het bo die dwaasheid, soos die lig die voorkeur het bo die duisternis. Die wyse het sy oë in sy hoof, maar die dwaas wandel in die duisternis. Maar ek het ook ingesien dat een en dieselfde lot hulle almal tref. Daarom het ek in my hart gesê, dieselfde wat die dwaas tref, sal my ook tref. Waarvoor was ek dan so buitengewoon wys? En ek het in my hart gespreek, dat dit ook te vergeefs is, want daar sal op die duur net so min gedagtenis wees van die wyse as van die dwaas, omdat in die dae wat kom, alles lankal vergeet is, en hoe sterf die wyse net soos die dwaas. Daarom het ek die lewe gehaat, want die werk wat onder die son gedoen word, het my mishaag, omdat alles te vergeefs is, en 'n gejaag na wind. En ek het gehaat al my arbeid, wat ek onder die son met moeite verrig het, dat ek dit moet oorlaat aan 'n mens wat na my sal kom. En wie weet of hy 'n wyse sal wees of 'n dwaas. Tog sal hy heers oor al my arbeid, wat ek met moeite verrig en met wysheid verwerf het onder die son. Ook dit is dan te vergeefs. Daarom het ek my begewe om my hart aan wanhoop oor te gee, vanweë al die arbeid wat ek met moeite verrig het onder die son. Want daar is 'n mens wat hom met wysheid en kennis en bekwaamheid vermoei het, tog moet hy dit as deel oorgee aan 'n mens wat daaraan geen moeite bestee het nie. Ook dit is te vergeefs en 'n groot ewel. Want wat het die mens vir al sy arbeid en vir die strewe van sy hart, waarmee hy hom vermoei onder die son? Want al sy dae is smarte, en sy bemoeienis is verdriet. Selfs nags rus sy hart nie. Dit is dan ook te vergeefs. Dit is nie 'n goed wat in die mens kleef, dat hy eet en drink en sy siel die goeie laat geniet by sy moeitevolle arbeid nie. Ek het gesien dat dit ook kom uit die hand van God. Want wie kan eet en wie kan geniet sonder hom? Want aan 'n mens wat welgevallig is voor sy aangesig, gee hy wysheid en kennis en vreugde. Maar aan die sondaar lê hy die taak op om bymekaar te maak en te versamel, om dit dan te gee aan een wat welgevallig is voor die aangesig van God. Ook dit is te vergeefs en 'n gejaag na wind. Die laaste 3 verse wat ons gelees het, is dan ons fokusverse. Ons gaan dit nie nou weer lees nie. Geliefde gemeente, God stel ons deur sy almag in staat om vreugde en vervulling te vind te midde van die nietigheid van hierdie lewe. Dit is belangrik dat ons dit mooi besef. Ons kan dalk maklik dink aan vervulling en vreugde as iets wat maar net in die toekoms lê. Ons kan onsself so maklik oortuig, as dit en dit maar net gebeur, dan sal ek vol vreugde en vol vervulling kan leef. En as gelowiges kan ons dalk met die indruk leef dat ons vreugde alleenlik in die hiernamaals lê. Ons kan dalk dink ons moet in hierdie lewe maar net vasbyt, uithou, tot die hiernamaals aanbreek. Maar broer en suster, die Here se woord leer ons juis anders. Dit is beslis so dat ons moet
verlang na Jesus se wederkoms. Dit is beslis so dat ons moet verlang na die hemel en na die nuwe aarde uiteindelik. Die Here beloof immers vir ons daarin onvermengde vreugde, vreugde sonder hartseer. Maar dit beteken nie dat God wil hê ons moet eers dan ware vreugde ken nie. As ons deur die Heilige Gees wedergebore is, dan is die ewige lewe reeds in ons. En dan het ons die vreugde van die ewige lewe ook reeds in ons. Dan het ons die vervulling wat ons in die hiernamaals ken en die ewige lewe ook ken, dan is dit reeds in ons. Dit is nog nie die onvermengde vreugde wat ons uiteindelik sal ken in die hemel nie, maar dit is steeds ware en egte vreugde. God gee nou reeds vreugde en vervulling aan sy kinders te midde van die nietigheid. Dit is deel van die prediker se groot gevolgtrekking in ons skrifgedeelte. Ons het nou al 'n hele ruk lank gehoor van die prediker se lewenseksperimente, al die toetse wat hy in die lewe onderneem het. Hy het in 'n klomp dinge betekenis gesoek, betekenis onder die son. Hy soek na betekenis soos mens dit in die werklikheid, soos mens dit met die blote oog kan sien. En ons het gehoor van sy verskillende benaderings om betekenis te probeer vind. Ons het gehoor hy het eers die wysheid probeer. Hy het probeer kyk of baie kennis en baie slimmigheid nie vir die lewe betekenis kan gee nie. En hy het gesien dat dit 'n gejaag na wind is. Toe het hy betekenis gesoek in vreugde en plesier. Hy het vir hom 'n eie hemel op aarde probeer oprig. En hy het mooi raak gesien dat dit ook 'n gejaag na wind is. En die prediker het selfs opnuut gekyk of hy nie dalk iets gemis het by die wysheid nie. Hy het gesien dat die wysheid onder die son daarom wel beter is as dwaasheid, maar hy het ook gesien dat wysheid onder die son ernstige beperkings het. Hierdie wysheid kan nie jou werk of vir jou beskerm teen die dood nie. Dit kan jou ook nie beskerm daarteen dat een of ander dwaas dalk jou lewensarbeid gaan erf en dit tot niet maak nie. En ons het gehoor hoe bitter hierdie beperkings van die wysheid die prediker gemaak het. Hy het die lewe begin haat. Hy het sy arbeid en sy moeite begin haat. Hy het homself van wanhoop oorgegee, het ons weer gehoor. Sy lewenseksperiment het vir ons op hierdie punt begin dit eintlik nou al vir ons soos 'n afwaartse spiraal lyk. Elke keer kom hy tot die gevolgtrekking dat alles te vergeefs is, maar dit lyk asof hy elke keer met 'n groter bitterheid hierdie gevolgtrekking herhaal. Elke keer wanneer hy sê alles is nietig en alles is 'n gejaag na wind, dan is dit asof die donkerte in sy hart net groter word. En daarom is dit so uiters verbasend dat die prediker na dit alles eintlik tot een groot positiewe gevolgtrekking kom. Dis nogal vreemd, nie waar nie? Na al die eksperimente, na al die dinge wat die prediker geweeg het en te lig bevind het, kom hy tot 'n uiters positiewe slotsom. Trouwens, die gedeelte wat ons vanoggend gelees het en vers 24 tot 26, waarby ons nou stil staan spesifiek, is die eerste positiewe ding wat die prediker in hierdie hele boek sê. En dit na 'n reeks bevindings wat sê, ook dit is 'n gejaag na wind. Hoe moet ons dit verstaan? Maak die prediker dalk 'n groot logiese sprong hier? Probeer hy dalk gryp na strooihalms om maar net nie die donker resultate van sy lewenseksperiment in die oë te kyk nie? Dis beslis nie wat hy doen nie. My broer en suster, deur die lewe sonder God in die oë te kyk, kon die prediker tot 'n opregte waardering kom vir die lewe saam met God. Dit is hoekom ons hom hier positief vind. Hy het betekenis onder die son gesoek en hy het dit nie gevind nie, maar nou kyk hy na die onder die son lewe terwyl hy wel vir God in berekening bring. En dit verander alles. Die prediker sien die lewe nou in die regte perspektief.
Hy sien wat maak die verskil tussen slawerny aan die nietigheid en vreugde te midde van die nietigheid. Hy sien wie die verskil maak. God self maak die verskil. So werk die evangelie. God stel ons deur die evangelie in staat om die nietigheid in die oë te kyk en steeds met vreugde daarin te leef. Hy doen dit veral dan deur ons aandag te bepaal by God se gawe in die nietigheid. Oor weer vers 24 van ons skrifgedeelte. Dit is nie 'n goed wat in die mens kleef dat hy eet en drink en sy siel die goeie laat geniet by sy moeitevolle arbeid nie. Ek het gesien dat dit ook kom uit die hand van God. Ons vertaling het die begin van hierdie vers nogals vreemd vertaal. En ons kan die vertalers nie vreeslik verkwalik nie, want die Hebreëus van hierdie gedeelte is nogals moeilik. Maar soos wat die nuwere vertalings dit vertaal het, sou ons dit ook maar eerder kon vertaal met daar is niks beter vir die mens as dat hy eet en drink en sy siel die goeie laat sien nie. Dit is die prediker se slotsom na alles wat hy ondersoek het. Sy beste raad vir die lewe in die nietigheid is om die vrug van jou arbeid so goed as moontlik te geniet. Om te eet en te drink vanuit jou moeitevolle werk, om jou siel so die goeie te laat sien en te laat beleef. Nou, hierdie raad mag dalk vir ons vreemd op die oor val. Is dit nie maar dieselfde lewensbenadering as die een wat die prediker gevolg het toe hy vir homself 'n paradys probeer bou het nie? Toe het hy mos onder die son vreugde en betekenis probeer vind. En ons weet dit het hom leeg gelaat. Wat het nou verander? Dis asof die prediker in sy soeke na betekenis rondobber tussen wysheid en plesier. Maar ons hoor nou uit ons skrifgedeelte dat die prediker kom tot die insig wat al die verskil in die wêreld maak. Hy het gesien dat ook dit uit die hand van God kom. Hy het ingesien dat God dit as gawe gee om vanuit jou arbeid te kan eet en drink en vrolik wees. En dit maak werklik al die verskil. Vroeër het die prediker vreugde probeer vind in eet en drink en vrolik wees en dit het nie gewerk nie. Maar toe was die voedsel en die drank en die oorvloed wat hy gehad het, iets wat hy gesien het as sy eie prestasie. Hy het dit alles gesien as dinge wat hy gekry het met sy werk en met sy wysheid. Maar nou sien hy dit alles as geskenke van God. Trouwens, hy sien dit as dinge wat na hom toe kom uit God se hand uit. Vanuit God se bestuur oor hierdie skepping gee hy hierdie gawes. As ons mooi terugdink, sal ons onthou dat die prediker in hoofstuk 1 'n ander ding aan God toegeskryf het. In hoofstuk 1 het die prediker waargeneem dat dit 'n moeisame taak is wat God vir die mens gegee het. En ons weet hoekom dit so is. Dit is so vanweë die Here se vloek oor die sonde. Daardie hartseer woorde wat die Here na die sondeval vir Adam gesê het, vervloek is die aarde om jou ontwil. Maar nou sien die prediker dat daar iets anders as net daardie moeilike taak van die Here afkom. Daar kom ook goeie gawes uit die Here se hand uit. En dit is geweldig om dit te bedink, dat God goeie gawes gee vanuit 'n aarde wat hy vervloek het. Dat hy gawes gee om te eet en te drink, om die goeie te sien, ten spyte van die feit dat die mens daardie moeilike taak en nog erger verdien. Sien, die prediker se perspektief verander as hy die voedsel en die drank as gawes uit die Here se hand sien. Dit verander, want uit die vloek van God oor die aarde is dit duidelik dat daardie gawes dan nou met ander woorde uit God se genade moet kom. As mens te midde van vervloeking nog seën van die Here kan ontvang, dan is dit mos 'n groot rede tot vreugde. Dit is 'n rede tot groot dankbaarheid. Daar is immers nog iets soos genadegawes. Trouwens, die Here gee ook nie net die gawes self nie, hy gee ook die vermoë om daai gawes te geniet. Dit hoor ons per implikasie uit vers 25 van ons skrifgedeelte. Want wie kan eet en wie kan geniet
sonder hom? Dit is 'n retoriese vraag. Niemand kan waarlik eet en geniet sonder God nie. Jy kan dalk nog eet, maar om werklik 'n gewortelde vreugde daarin te vind, is alleen moontlik as God jou daartoe in staat stel. Sien broer en suster, baie gelowiges erken, hulle is afhanklik van die Here om te eet en te drink. Hulle besef dat hulle lewe in die Here se hand is, hulle besef dat dit hy is wat vir hulle sorg uit sy voorsienigheid, en is goed so. Ons mag dit nooit vergeet nie. Maar min mense besef dat ons werklik die Here ook nodig het om die gawes wat hy gee te geniet. Ons is ook daarin volkome van hom afhanklik. Want wie kan eet en geniet sonder hom? Inderdaad, niemand nie. Die prediker het self geleer, vreugde wat jy kry uit eet en drink is maar tydelik, kortstondig, vlietend. Nie om werklik die vrug van jou arbeid te waardeer, is dit nodig dat jy dit sien as 'n gawe uit God se hand. Dit is nodig om te waardeer dat jy tekens van die Here se seën het, te midde van 'n wêreld wat vervloek is tot die nietigheid. As jy dit nie so erken en dit nie so sien nie, dan sal jy nie die gawes van die Here met 'n gewortelde vreugde en vervulling kan geniet nie. En dit, broer en suster, bring ons sekerlik by een van die belangrikste tekens van die Here se seën. Dit bring ons by 'n baie belangrike manier oor hoe jy kan weet of jy onder die Here se seën leef of nie. Of jy onder die Here se seën leef en of jy vir die nietigheid leef. Een van die grootste merke van God se seën in 'n gelowige se lewe is opregte dankbaarheid teenoor hom vir wat jy het. Dink maar mooi daaroor. Wat is dankbaarheid? Dit is om te erken dat God vir jou iets gee sonder dat jy 'n reg het daarop. Dit is om te erken, die Here gee dit vir my en ek verdien dit glad nie. Dit is tog die gevolgtrekking waarby die prediker uitgekom het. Die gawes van eet en drink en die goeie sien kom uit die hand van God. Opregte dankbaarheid vir die goeie dinge in jou lewe is die teken dat jy werklik onder die Here se seën leef. Daarom hoor ons ook in 1 Timoteus 4 vers 4 en 5, want alles wat deur God geskape is goed en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie, want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed. As ons die dinge wat die Here geskape het met danksegging ontvang, dan is dit nie verwerplik nie, maar goed. Dan is dit nie pure nietigheid nie, maar vervulling en vreugde in die Here wat dit gemaak het en in die Here wat dit gee. Dan doen die Here die wonder om vir jou vreugde te midde van die nietigheid te gee. Hy bewys aan jou die genade om aan jou vervulling te midde van die verganklikheid te gee. En dit is tog geweldig. Maar dit is ook terselfdertyd 'n groot waarskuwing. As jy nie dankbaar is vir die dinge wat die Bybel sê gawes is van die Here nie, dan lewe jy waarskynlik nie onder sy seën nie. As jy dinge soos voedsel en klere en veiligheid en jou huwelik, jou kinders, jou ouers as vanselfsprekend begin aanvaar, dan lewe jy nie onder die Here se seën nie. Of as jy dalk deur verbittering of swaar kry nie meer opreg teenoor die Here dankbaar is vir die alledaagse goeie dinge wat nog in jou lewe oor is nie, dan lewe jy nie onder die Here se seën nie. Dan lewe jy heel waarskynlik onder die Here se tugtiging. Baie soos wat die prediker het, toe hy wou eet en drink sonder om sy voedsel en drank as God se gawes te erken. Baie soos die prediker, soos toe hy so baie moeite probeer doen het om die lewe te geniet sonder God. Dit het hom leeggemaak en hom uitgeteer, want hy het nie daarin onder die Here se seën geleef nie, maar onder sy tug. God het hom nie toegelaat om daardie dinge te geniet nie, want hy wou die prediker eers uitbring by die gevolgtrekking in ons skrifgedeelte. Daar is niks beter as eet en drink en om die goeie te geniet nie, as jy uit die hand van God dankbaar eet en drink en geniet. Dis wesenlik
belangrik dat ons dit besef. Ons kan dit so maklik uit die oog verloor. Ons kan so maklik ongelukkig raak met alles wat ons nie het nie, dat ons dit wat ons wel het nie reg waardeer nie. En dit gebeur op baie terreine. Mens kan maklik ondankbaar raak met jou huweliksmaat, met jou ouers, jou kinders, die geld wat jy nie het nie, dat dit die goeie dinge wat die Here wel vir jou gegee het, begin oorskadu. Selfs gemeentes kan dit gesamentlik doen. Wanneer hulle nie meer dankbaar is teenoor die Here vir die bediening van die woord en vir mekaar nie, dan misken hulle die Here se seën. En broer en suster, as ons so maak, dan maak ons vir God kwaad. Dan hoef ons nie verbaas te wees as die Here ons op die een of ander manier tigtig nie. En daarom is dit belangrik, veral as jy leeg voel, soos wat die prediker het, dat jy uitkom by die gevolgtrekking waarby die prediker uitgekom het. Dink daarom aan alles waarvoor jy wel dankbaar behoort te wees. As jy dit gedurig doen, dan kom jy onder die bewustheid van die seëninge wat die Here vir jou gee. In 1 Tessalonisense 5 beveel Paulus die gelowiges, wees altyd deurbly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Voortdurende blydskap, voortdurende gebed en dankbaarheid in alles loop onafskeidbaar saam. En dit hoort saam by elke kind van die Here. Kan jy sê soos die prediker sê, broer en suster? Kan jy kyk na al die seëninge van die Here in jou lewe en dankbaar sê, ook dit kom uit die hand van God. Dit is die gesindheid wat die Heilige Gees in 'n mens werk. En nou kan ons dalk wonder, maar hoekom moet ek so dankbaar wees, as die ongelowiges dan ook soveel van die goeie dinge uit die skepping nog steeds het, selfs dalk meer as ek. Ons skrifgedeelte leer ons van God se bestuur van die nietigheid. Hoor weer vers 26 van ons skrifgedeelte. Want aan die mens wat welgevallig is voor sy aangesig gee hy wysheid en kennis en vreugde, maar aan die sondaar lê hy die taak op om bymekaar te maak en te versamel, om dit dan te gee aan een wat welgevallig is voor die aangesig van God. Ook dit is te vergeefs en 'n gejaag na wind. Steeds hoor ons van dit wat die Here gee. Sy bestuur rig alle dinge. Ons weet mos, ons bely dat God alle dinge deur sy voorsienigheid onderhou en regeer. Maar nou hoor ons uit vers 26 dat daar 'n tipe kwalifikasie is aan die manier waarop God in sy voorsienigheid regeer. God is nie neutraal in die manier waarop hy oor die aarde regeer nie. Ons hoor, hy bestuur die werklikheid sodat dit verskillend uitsien op diegene wat voor sy aangesig welbehaaglik is en sondaars. Letterlik staan daar dat hy vir diegene wat goed is voor sy aangesig wysheid en kennis en vreugde gee. So hoor ons dus dat hier, as dit kom by God se bestuur oor die skepping, twee soorte mense ter sprake is. Die een ontvang van die Here gawes te midde van die nietigheid, en die ander een se lewensopbrengs is eintlik maar 'n blote gejaag na wind. Een soort mens geniet in die nietigheid die gawes van die Here, en die ander soort mens se werk word op die ou end gegee vir die een wat goed is voor die Here se oë. Nou broer en suster, ons het nie hier te maak met 'n plat onderskeid tussen goeie en slegte mense nie. Mens kan maklik die fout maak om hierdie gedeelte so te lees. Goeie mense kry voorkeurbehandeling by God en slegte mense word nie so gunstig behandel deur God nie. Maar dis nie die bedoeling van ons skrifgedeelte nie. En tog dink baie mense, selfs Christene, so oor die Here se regering. Hy gee goeie goed vir goeie mense en hy straf slegte mense. Maar die oordeele van die Here is veel dieper as dit. Want broer en suster, die mensdom is nie opgedeel in goeie mense en slegte mense nie. Daar kom nie goeie en slegte mense uit die moederskoot uit voort nie.
Daar kom net slegte en slegter mense uit die moederskoot uit voort. Dis iets waaraan ons tog terdee moet dink. Die mensdom bestaan eintlik maar net uit slegter en slegter mense. Eintlik maar net uit sondaars en erger sondaars. So wie is dan nou diegene wat goed is voor die Here se aangesig? Dis beslis nie 'n klomp goeie mense nie. Dit is 'n klomp slegte mense wat deur die geloof deel het aan die een middelaar wat werklik in homself goed is voor die Here se aangesig. Dit is nie vanselfsprekend dat iemand goed is in die aangesig van God nie, dat God hom of haar gunstig aansien nie. Sy oë sien immers alles. Nou hoor ons in Habakuk 1 vers 13, U wat te rein is van oë om die kwaad aan te sien en die onreg nie kan aanskou nie. God se oë is te rein om onreg te aanskou. Hy is te skoon om die vuilheid van die sonde voor sy aangesig te verdra. En daarom is hy heeltemal reg daarin dat hy sondaars veroordeel om vir die nietigheid bymekaar te maak en te versamel. Hy is heeltemal reg daarin om die sondaar te veroordeel tot die moeilike taak waarvan ons in Prediker 1 gehoor het. En dit is ook wat hy doen vir mense wat sondaars in sy oë bly. Maar vir hulle wat hulle heenkome en hulle saligheid in Jesus soek en vind, hulle is goed in sy oë. Vir hulle gee hy wysheid en kennis en vreugde te midde van die nietigheid. Hoe wonderlik is dit? Hy stel ons in staat om die nietigheid vir goed te gebruik en te geniet. Want sien broer en suster, Jesus het die deel van die sondaar vir ons gedra. As daar nou maar 'n voorbeeld is van iemand wat onder die Here se oordeel gewerk en bymekaar gemaak het, sodat iemand anders die vrug van sy arbeid mag geniet, dan is dit Jesus Christus. Hy het inderdaad die vonnis van die sondaar, soos ons dit in vers 26 hoor, gedra, terwyl hy geen sondaar was nie. Dit terwyl hy in werklikheid goed voor die Here se aangesig was, in homself. Hy is die geliefde seun van God, in wie die welbehae van die Vader is. Maar deur die sondaarsvonnis vir ons te dra, het hy dit moontlik gemaak vir ons om wel goed te wees voor die aangesig van God. As ons in hom glo, dan bedek sy bloed ons sondeskuld en sy geregtigheid vou ons toe. Dan is dit voor die oë van die Vader asof ons nooit gesondig het nie. God die Seun het werklik die nietigheid binnegekom, hy het daaronder gelei, sodat ons die erfdeel mag kry wat God bestem het vir hulle wat goed is voor sy aangesig. Wat 'n heerlike genade. God gee daarom as vrug van Christus se verdienste vir ons nou reeds in die nietigheid wysheid en kennis en vreugde. Hy gee aan ons die gawe om die nietigheid, om in die nietigheid en in die teenwoordige lewe reeds vervulling te vind. En anders as die nietigheid om en aan ons, sal daardie vervulling vir ewig bly. Dit sal deur die werking van die Heilige Gees ook groei deur ons lewe. Ons vervulling in hierdie lewe sal veral groei, soos wat die Heilige Gees ons harte en ons gedagtes anker op dit wat in hierdie skrifgedeelte staan. Dat God ons in die nietigheid gawes gee, omdat ons goed is voor sy aangesig. Maar selfs dat die werk van die goddeloses op die ou end aan ons oorhandig word. Dit klink dalk vir ons vreemd. Baie keer as ons na die lewe kyk, dan voel dit vir ons, dinge werk eintlik so 'n bietjie andersom. Dit voel vir ons dalk, ons werk behoort op die ou end aan die goddeloses. Maar ons skrifgedeelte leer vir ons, juis hier hoe God alle dinge, selfs die nietige werk van die goddelose regering gebruik tot ons beswil. Op 'n baie praktiese vlak sorg die Here ook deur die werk van die sondaar dat sy kind kan eet. Dink maar gewoon aan die kos wat jy eet en die klere wat jy dra. Daar moet geweldig baie gebeur in daardie kos of klere se produksielyn voor
jy dit kan eet of voor jy dit kan dra. Baie mense moet daaraan werk. Daar moet baie werk gedoen word. En nie almal wat daai werk doen, is goed voor die aangesig van die Here nie. Daar is sekerlik gelowiges ook deel daarvan, maar nie almal nie. So voed die Here sy kinders selfs deur die opbrengs van sondaar se hande. En dit is nou nie 'n aanleiding vir ons om hoogmoedig teenoor ons medemens te wees nie. Dit is 'n aanleiding vir ons om diep dankbaar teenoor God te wees. Dat hy selfs die nietige arbeid van die goddelose wêreld aanwend en gebruik tot sy kinders se beswil. Weet jy, broer en suster, die sondaar van ons skrifgedeelte woel en werskaf deur eeue heen op 'n aarde wat hy nie sal erf nie. God se kinders sal dit erf. Hierdie aarde waarop daar so gewerk is, hierdie aarde waarvoor daar so gestry is, waarvoor daar so beklei is om mag te kan kry daaroor, God sal dit uiteindelik uit genade vir sy kinders gee. En hulle wat daarvoor probeer werk het en wat daarvoor probeer veg het, sal dit nie kry nie. God sal dit aan sy kinders gee om vir ewig met die wysheid, kennis en vreugde wat hy hulle bedeel te geniet. Geliefde gemeente, so hoor ons dus dat dit werklik 'n gawe van God is om te kan geniet in die nietigheid. Ken jy hierdie gawe? Ken jy vervulling in die Here reeds nou? Soek dit by die Here. Soek dit by hom terwille van Jesus se verdienste. En bid sonder ophou vir die Heilige Gees. Sy Gees stel ons immers in staat om te eet en te geniet, reeds te midde van die nietigheid. Laat ons dan gehoorsaam wees aan die oproep van 1 Korintiërs 10 vers 31. Of julle dan eet of drink of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Amen.